Okay, Tikkie is 'n bynaam wat ek van my ouers afgekry het. Blykbaar het hulle vir my gesê kleintjie toe ek klein was, maar my een sussie wat net kleiner as ek is, kon nie die kleintjie sê nie en toe kom dit 'n Tikkie uit. Toe is ek 'n Tikkie tot vandag toe. Ek was baie siek gewees in Mosselbaai, ons het daar gebly. Ons het van Potchefstroom af soontoe verhuis met die doel is, ons gaan daar aftree. Dit is ons aftreedorpie. Ons het in Mosselbaai gebly, ons het ons besighede ook daar begin, aan die gang gekom en so elke jaar het ek al hoe sieker geword. En later van tyd het die dokters vir my gesê, na 'n paar keer dat ek in die hospitaal was vir suurstof, toe sê die dokters vir my, hoorie, maar jy sal moet uit Mosselbaai uit, want om die vog is te veel vir my. En ek wou maar steeds nie luister nie, want ek het gedink, ag maar na 'n rukkie dan gee hulle antibiotika en goedjies en dan is ek weer beter, jy weet, dan gaan dit weer goed, dan is ek uit die kooi uit en daar gaan ek weer aan en dan haal ek weer asem. En as ek net so mooi opdreef, dan vat dit my weer in die nag, dan kry ek nie asem, trek my bors heeltemal toe. So het ek naderhand al hoe meer op suurstof gewees en ek het naderhand al hoe meer suurstofpompies begin gebruik. En die laaste keer wat ek by die dokter weer 'n keer was, sê hy vir my, Tikkie, ek sê nou vir jou, jy moet uit Mosselbaai uitkom. Jy moet Karoo toe. En ek dink, ja, ons kan nie. Ek meen, ons het besighede daar. Ons kan nie. Ek meen, dit is ons ideale en dit is ons aftreeplek. So ons kan nie nou wil gaan nie, na 'n Karoo toe nie. So as ek by die huis, maar ek is baie siek. Daar het 'n suurstofmasjien gekry en ek lê op die suurstofmasjien en alles en hy het alles gedoen in sy vermoë om by die vensters toe te maak dat daar asseblief net die vog moet inkom nie, maar nog steeds het die vog ingekom. Dit is nou maar so. En ag weet jy, die oggend word ek wakker. Ek het die hele nag gesukkel met asem. En die oggend word ek wakker en ek sê vir Dawie, Dawie, ons gaan trek. Want hy staan op, hy gaan vir ons koffie maak. Hy trek sy japon en hy draai so my, hy sê, ek weet ons gaan trek. En ek kry my nou baie jammer, want hy weet ons gaan trek. En hy sê toe vir my, ons gaan trek. Ek sê vir hom, Dawie, maar ons gaan Orania toe. Hy sê, Orania toe. Hy draai so om in sy spore en hy sê vir my, Orania toe. Ek sê, ja. Hy sê, het jy gedroom? Ek sê, nee. Hy sê, nou, waar kom jy aan Orania? Ek sê, ek weet nie. Ek sê, Dawie, maar is Orania in die Karoo? En ons moet nou Karoo toe. So ek weet nie waar is Orania nie. En hy sê toe vir my, ja, Orania moet in die Karoo wees. Hy weet self nie waar nie, maar as ons Potchefstroom toe ry na ons kinders toe, dan ry ons altyd oor die Oranje rivier. So hy neem aan ook maar daar ergens moet Orania wees, maar ons weet nie waar nie. Nie ek of hy nie. En dan kry my baie jammer, want ek meen ek is nou op die suurstof en as ek praat, dan praat ek kort sinnetjies en ek sukkel om asem te kry. En hy sê vir my, maar jy moet nou rustig wees, maar ons gaan trek. Daar loop hy, gaan kom by, hy kom terug, maar toe hy die kamer uit gaan, is ek op my foon. En ek vat die foon en ek gaan in en gaan kyk op die Google om te sien hoe ver is dit nou vir ons van Mosselbaai af, want ek dink toe, as Orania nie te ver is nie, dan kan ons steeds ons winkels hou, dan kan ek van Orania af nog steeds die winkeltjies aan die gang hou. Maar dit het nie gewerk nie. En toe ek die foon vat, toe sien ek, maar ons is 667 kilometers van Orania af. Ek kyk so, met die kom my in die kamer, ek sê hom, Dawie, kan jy glo, ons is 667 kilometers van Orania af. Hy sê, maar ek sê dan vir jou, dis ver, maar nou is ek so moedeloos, nou maak ek die foon toe, nou berg ek die foon. En hy sê, het jy gedroom? Ek sê, ek het nie gedroom nie. Ek sê, Dawie, is daar huise? Hy sê, ek weet nie. Hy sê, ek sê dan vir jou, ek weet nie. So is hy weg winkel toe, want hy gaan nou winkel toe, en ek het 'n vriendin van my, Madeleine, sy help in my winkel, so ek is nou by die huis, want ek is mos nou sieklik, ek kry nie asem nie. Jy gaan nie glo nie, toe hy skaars by die deur uit is, vat ek my foon. Nou gaan ek op YouTube in, nou gaan ek kyk oor Orania, nou druk ek weer Orania, nou kry ek hierdie YouTube goed, nou begin ek te kyk. Ag, het so 'n paar keer wat ek kyk, toe sien ek my is negativiteit oor Orania. Ek dink myself, nee, jy weet, ek hou nie van dit nie, ek hou nie van negativiteit nie. En ek dink myself, nee, laat ek die foon net los, laat ek dit net los. Want toe het ek klaar gesien, daar's huisies, ek het dit klaar op YouTube gesien, maar nou lees jy mos nou die kommentare van die mense en die dingetjies wat elkeen sê. So kom Dawie die aand by die huis, maar nou is ek nie meer in die bed nie, hoor, nou begin ek uit die bed uit klim, hoor, nou moet ek nou ander asem kry, want ek wil Orania toe. Hy kom die aand by die huis, ek sê vir hom, Dawie, ek wil gaan kyk hoe lyk Orania. Hy sê, ons kan nie, jy is swak, ons kan nie. So gaan 'n week en 2 verby, ek word weer beter, ek is weer terug by die werk. En nou vertel ek jou vandag eintlik in alles presies hoe dit gebeur het.
Julle storie in 'n bietjie, so kom ons Oranje uit ons reël toe. Madeleine help toe vir Dawie uit by sy winkel, dat ons dit kan ry, maar nou moet ons die Sondag ry, want Dawie werk nog Sondag ook by die winkel waarby hy betrokke is. So Madeleine help toe, ons kan vroeër ry. Ek kan nie glo nie, regtig. Ons kom in Oranje ingery, toe ons ingery kom. Ons sê vir Dawie, ons gaan nie bly. Hy sê, wees net rustig. Laat ons nou net eers kyk hoe lyk hierdie plek. So nou het ons tot op ons GPS gesit, en nou help sy ons dat ons by die plek kan kom. Kom daar te vertel die vroukie van ons van die bussie wat ry, wat vir ons kan wys hoe lyk Oranje. Ons kan self ry, maar hulle wys vir ons Oranje, en is gratis, so ons gaan reël die volgende dag by die inligtingskantoor. En ek glo nie, nou is ons daar by die gastehuis. Die gastehuis het gras en goed aan die agterkant van die gas. Ek sê vir Dawie, asseblief, ons moet so gou as moontlik ons vleis en goed gaar maak en ingaan, want ek meen, hier sit die weringe goed voor die vensters nie, en hier is ook nie gesê wat ons gaan beskerm nie, so ons moet vroeg braai, dat dit nie donker buite is, dat ons dit kan want ons het niks by ons nie. Julle, ons is daar maar dom. Lang storie kort, die einde laaste, ons die volgende oggend met die bussie gery, ons het daar by die inligtingskantoor gekom, hulle het ons gehelp met die bussie, elke ding, met die bussie begin ry, ons het nie 2 blokke gery nie, sê vir Dawie, ons gaan hierna toe trek. Hy maak maar weer, hy maak die vuur dood, hy sê vir my, nee, wees rustig, ons gaan trek, maar kyk nou net eers, want onthou net, ons kan nie ons besighede hierna toe skuif nie, ons kan nie, kom ons kyk net eers, nou ry ons. Nou wys hulle vir ons, Ebenezer se hele gebied, al hierdie goedertjies in nywerheidsgebied, wys hulle vir ons nou al hierdie goedjies, en ek sien toe maar hier lê staal buitekant, niemand steel dit nie, en ek stook die oom Henny met vrae, wat skrik van niks nie. En ek sê, is hier 'n hospitaal? Ja, sê hy. Ons het medies, ons het alles. Ek sê, sy begrafplaas. En hy lag, hy sê, dis die eerste keer in sy hele lewe wat hy hoor iemand vra so vraag. Nou so ry hy daar toe nou spesiaal om op my te wys, waar is die begrafplaas? Nou in my kop dink ek toe, as die mense, want ek weet mos nou niks van die mense hier nie, maar as hierdie mense na die begrafplaas kyk, dan is ons op die regte plek. Want as dit daar skoon is, gaan dit dan gaan alles is in elk geval skoon en alles was verbasend, die fietsse wat buite is, geen huise het drade en heininge en goed om nie, so alles is verbasend. Nou ja, te einde laaste is ons toe die maandagoggend, is ons te vroeg terug, nee, ek jok vir jou, toe gaan ons by 'n korf eiendomme in, want toe wil ek nou hoor, is hier huise om te huur, sodat ons hier na toe kan trek, maar nou sê Dawie, nee, ons moet nie nou nie, ons moet wag, ek sê nee, laat ons gaan, en ek is by 'n korf in, en toe ek by 'n korf inkom, toe ontmoet ek nou vir Marlene, van Nicolette daar en vir Lientjie, begin toe met hulle te gesels, en ek sê toe vir hulle, ek soek 'n huis om te huur, hulle sê toe, nee, maar jy moet eers aansoek doen vir verblyf, maar die oom Henny het ook vir ons gesê, hoor, en ek sê, ja, nee, ek sal dit doen, maar kan ons net eers kyk vir huise, laat ons net kan weet, ons het daarom 'n dak in ons kop, en Dawie sê, los dit, laat ons net eers rustig raak, want ons gaan nie kan trek hier, Antonie, dis so, julle, ek was so positief, regtig, ons is einde laaste by Marley, hulle uit, by 'n korf uit, is ons daar uit, hulle het hulle besigheidskaartjie en goed vir ons gegee, en ons is daar uit. Vandat ons uit Oranje uitgery het ek in my hart geweet, hier gaan ons bly, dit is so, ek weet nie hoekom nie, maar dit is so, en die beste van alles, ons het hierna toe gery, ek het my suurstofpompie by my gehad, ek het my longsuportpilling goed gehad, alles wat my kan help om dadelik asem te kry as ons hierdie kant is, ek het niks daarvan gebruik nie, of het daar die opgewondenheid was, en of het daar regtig die Karoo was, ek weet nie, so ry ons toe terug, en ek sê vir Dawie, nou moet ons 'n plan maak, ons moet kom, en ons by die huis gekom, en hy sê vir my, hoor hierso, ons gaan nie kan nie, weet, hy kan nie sy winkel hierna toe skuif nie, dit wat ons daar maak, gaan ons nie hier maak nie, hier is nie soveel mense nie, ons gaan nie, jy gaan nie kan nie, hy sê, al gaan ons hierdie groot dip vang, dit maak nie saak nie, dit gaan oor my gesondheid, en hy sê ook, hy weet, dit gaan oor my gesondheid, maar ons moet kan lewe, en ons moet na dit kan kyk, so gaan daar 2-3 weke verby, toe die 2-3 weke verby gaan, sê ek, Dawie, kan ek jou vra, kan ons weer Oranje toe gaan, asseblief, nou kom ons weer Oranje toe, toe ons hierdan toe kom, toe bly ons in oral verblyf, en toe ons hier kom, toe gaan ons dorpsraad toe reël ons vir ons vir verblyf reg, en hulle het ons gehelp daar so, 'n Maritsa meisiekie, het ons gehelp daar so, 1, 2, 3 hoor, het ons vorms ingevul,
ons gelde betaal, ons alles gedoen wat ons aangesluit oral waar ons kan aansluit in Oranje, het ons alles net, en ek wil net alles doen. Ons het daarna, ons terug gastehuis toe, en toe ons terug huis toe, toe gaan pak ek. Toe ons nog nie verblyfreg nie. Toe ons nog nie begin met die verblyfreg, toe begin ek bokse te kry en ek begin te pak. Dawie vra hom, wat dink jy doen jy? Ek sê, ek gaan pak, ons gaan Oranje toe, want ek gaan gesond wees daar. Want selfs daai 2 dae wat ons hier was ek regtig gesond gewees. Ek begin te pak en ek kontak vir Marley van Beyekorf Eiendom. Ek sê, Marley, het julle daar so stoorplek vir meubels en goed? Sy sê, ja, Tikkie is. En sy gee toe vir my die stoorplek van daar by die vlaktes, gee sy toe vir my die telefoonnommer en alles. Ek reël toe vir stoorplek vir ons meubels. Maar nou doen ek aansoek vir die verblyf, maar ek pak so lank. En nou sê, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie, ons kan nie soontoe skuif nie. Dit is net buite die kwessie. Ek pak steeds maar. En ek hou vir ons net die nodigste uit, want toe dink ek nou in my kop, as ons 'n verblyfreg kry, dan kan ons dadelik ons meubels en goed bring, dat hulle so lank kom, ons sal later kom. Ons het dit gedoen ook so, ons het ons verblyfreg gekry op die internet, want ons was van die laastes wat dit nog kon gedoen het op so 'n manier. Ons het ons verblyfreg gekry, en toe die verblyfreg papiere kom, toe begin ek reëlings te tref. En daai heel eerste naweek, toe ry ons die maandag, toe bring ons meubels. Ons het omtrent alles gebring. Ons het net ons bed aan die kant gehou, 'n yskas gehou, wasmasjien gehou en 2 koppies, 2 borde, net vir ons om te lewe daar. Die res het alles gekom in bokse en goed het ons stoor toe gebring. Ons is toe terug, weer Mosselbaai toe, want ons gaan ons nou verder bly daar tot ons nou kom. 2 maande omtrent verder, vra ek, sê Marley vir my van Beyekorf, sê sy vir my, ja, Tikkie, nou, wat gaan julle nou doen? Wat gaan jy nou maak? Want jy sê mos my, julle het julle meubels en goed al gebring. Ek sê, ja, maar ons gaan nou maar weer afkom daai kant toe, en dat ons kan kom kyk vir 'n erf of vir 'n huis, want nou het ons al verblyfreg, so nou kan ons begin kyk om te trek. Maar steeds sê Dawie, nee, ons kan nie kom nie, ons kan nie, dit is so. Ek reël maar weer verblyf en alles, en hier kom ons weer. Maar ons kom weer toe net vir 'n oornagsessie. En toe ons hierdie kant kom, het ons gaan kyk na erwe, na huise, ons het gaan kyk na alles, maar Dawie sê toe nee. Ons kan nie, ons is toe weer daar by Beyekorf, en ek en Marley begin te gesels, en ek sê vir Marley, maar kan jy nie, want sy vertel toe vir my, haar ma bly ook in Hartenbos, en ek sê, Marley, kan jy nie 'n pakkie vir jou ma saamstuur nie, en daar begin ek en die ma vriendinne te maak. So 'n week verder, toe is die Kaalvoet konsert wat hier is, nou wil ek kom, met hart en siel, ek wil Kaalvoet konsert kom kyk, maar nou, Dawie gaan nie, dit is so, hy gaan nie. En die maandag is Dawie by die koeriers binnekant, en ek sit in die bakkie en wag, en hier kom 'n WhatsApp deur van Marley af. Tikkie, hier's 'n restaurant te koop, hier's die foto's. Ek sê, Marley, dis reg, ek sien jou môre, ek kom na die plek kyk. Maar nou is Dawie binne in die koerier, hy weet niks nie. Nou kom Dawie uit, dan klim hy in die bakkie. Ek sê, Dawie, ek het 'n boodskap van Marley afgekry. Sê, ja, en ek sê, hulle het 'n restaurant te koop. Hy sê, nee, jy het nie gedink nie, jou gesondheid laat dit nie toe nie, en jy gaan nie afsoen toe nie. Hy sê, jy moet nou maar dood eenvoudig wag, jy kan nie. Ek sê, hy sê, ek gaan nie alleen ry nie. Ek sê, maar ek sal iemand kry om saam met te ry. Maar nou is bly, my sê nee. En so ry ons huis toe, maar ek is nou baie ongelukkig, en ek is stil in my gemoed, en ek wil my kop werk oor tyd, ek moet iemand kry om saam met my te ry, want hy gaan nie net alleen ry nie. En die volgende, in die aand sit ons nog by die huis, en hier is so 10:30 se kant, toe kom het by my, en almal vir wie ek vra sê nie, hulle kan nie, almal, elke persoon van vriendinne, almal sê nie, hulle kan nie. En die laat onthou ek een van die vriendinne, en ek bel aan, ek sê dan, Krikkie, kan jy saam met my ry? Sy sê vir my, ja, Engelkind, ek gaan saam, reël dadelik. Volgende môre 4:00, toe ry ek en Krikkie, toe kom ons Oranje toe. Toe het ons ingeboekie by Hemel op Aarde, maar dan weet ek, dit is mos nou die Kaalvoet konsert ook. En nou val ek myself, ja, dit was by die koop van die plek. Ekskuus, dit was nog nie die Kaalvoet konsert was net daarna. In geval, koop toe die plek, alles gereël, ons is toe na 3 dae, want ek moes eintlik net 1 dag gebly het, maar ek wil toe nie terug gaan nie, ek bly toe nou 3 dae. En soos ons toe nou terug, daarna was die Kaalvoet konsert, dis reg, ekskuus, ek korrigeer my nou self.
En ek sê vir Marley, hoe werk dit met die Kaalvoet konsert? Dink jy ek gaan blyplek kry vir ons as ek nou moet afkom vir die Kaalvoet konsert? Want hy nou Dawie gesê nee. En as hy sê ja, tikkie, maar haar ma wil ook graag afkom. Ek sê ja, maak saam met my ry. En ek bel die gastehuise, ek kry nie oornagplek nie. Marley sê geen bekommernis, julle kyk by my oornag. Daar bly ek daar en daar begin ek toe met Gawie Snyman te praat en ek vra vir hom allerhande vrae verder oor Orania. En ek het geweet ek kom. Ek het soos hy kon nie groot ek vir hom sê ek het nie geweet waar is Orania nie, want ons het regtig nie geweet nie. Ek het teruggegaan, ons het die restaurantjie gekoop, ons het snappie gekoop, ons het teruggegaan, met die laaste goed gaan pak en ek het die ander 2-3 winkels wat ek gehad het in die mark gesit om te verkoop. Hulle het nou nie verkoop nie, ek het hulle opgepak in elk geval. En toe sê Dawie, okay, wat hy sal doen is reg, ek kan kom. Oornag toe kry ek 'n woonstelletjie en slaapkamer woonstelletjie. Oornag toe kom ek hierna toe. Die vroukie by wie ek gekoop het toe gesê, jy weet, ek moet dadelik oorvat. So die 26 November, toe kom vat ek oor. En ek is toe nou alleen hierso, maar Dawie sê toe hy sal einde Desember sal hy nou kom as die seisoen verby is in Mosselbaai, dan kom hy nou. Einde Desember sê hy vir my nee, maar nou kan hy nie, want laat hy liewer einde Januarie kom, want dan gaan dit vir ons beter werk met sy besigheid. Toe kom hy einde Januarie steeds nie. Nee, middel Februarie toe, hier ek vir my die plekkie oorkant en ek reël die container en ek reël met al my vriendinne om hom te gaan help sy besigheid pak. Toe hy sien, toe stap die mense en hy begin sy goed te help pak en ek sê toe hom, jy moet pak, hulle kom jou goed haal. Nou ja, 1, 2, 3, toe kom Dawie ook, maar hy is nou regtig net so bly soos ek. En ek wil eerlik vir jou sê, vandat ek in Orania is, regtig nou. Ek glo, daar was 'n hoër hand in ons lewe en ek glo met hart en siel, die Here het Orania op my hart gesit. Ek glo dit met my hart en siel regtig. En vandat ons in Orania gekom het, is ek gesond. Ek was nog nie weer op 'n suurstof nie. Ek gebruik nie meer 'n asmapompie nie. Ek gebruik nie longsupport nie. My kinders was baie bekommerd. Hulle het gesê, "Mamy, hoe gaan mamy dit doen? Dit is koud daar. Dit is kouer daar as in Mosselbaai. Dit is nie dit gaan maar vat maar se longe met maar se longe swak is." Ek is laas jaar deur die winter. Ek het nie eens verkoue gehad nie. Ek is tot hier waar ek nou sit. Weer winter, nog nie eens 'n verkoue gehad nie. Regtig. En ek is gesond. En dis hoe ons in Orania gekom het. Wat van al die ander sake, die ekonomie en die dinge wat Dawie met sy kop gesê het, toe jy met jou hart gepraat het? Weet jy, ja, dit was 'n ander ding. In eerste plek is, kyk wat die winkels aanbetref, ja, dit is so. Jy weet, ons het heeltemal afgeskaal, baie, en ons moes maar ontslaag geraak het van heel wat goedjies, maar dit is ten koste van onsself, en ons is gelukkig hierso. Baie, nie 'n bietjie nie, en inteendeel doen Dawie glad nie sleg met sy winkel nie. So, nou praat hy al anderste, nou stem hy al saam met my, ons moes al 10 jaar teruggekom het. Nou kyk, geen ding het net 'n mooi kant nie. Wat is die probleme van Orania? Ek gaan nou vir jou moet eerlik sê, ek gaan vir jou soos ek nou die dag vir iemand anders gesê het. Hier is iets waaroor jy kan kla, want ons is maar mens, ons almal kla altyd oor die weer. So as jy wil kla oor die weer, want daarin kan ons niks verander nie. Maar in Orania kan ons kla oor niks nie. Hier is nie iets om oor te kan kla nie, nie regtig nie. As jy moet, en dit is nou nie oor of daaroor nie, maar dit is skoon, alles werk, ons het krag, ons het water, almal werk. Jy sê, weet ek sê dit nou die dag vir iemand, sê ek, ons het eers behoorlik werkloosheid nie, ons het nie, want almal werk, of jy nou tuin skoonmaak, en of jy 'n kar was, en of jy, wat jy doen, is werk. En is dit nie die belangrikste nie, en is ons eie mense. Okay, hoe lank het julle beplan om hier te bly? O nee, ons gaan nie doodgaan. Ek moes gaan kyk hoe lyk die begrafplaas. Ons sal nie bly vir ewigheid. Nee, ons sal nie maklik hier trek nie. Ek het nou die dag gesê, as ek iets verkeerd doen, of ek nie iets verkeerd doen nie. En hierdie mense sê vir my in hierdie Orania, die dorpsraad, die OVD, hoor jy moet Orania verlaat, sê ek nou vir jou, ek breek in om terug te kom. Nee, regtig.